Môre sê Radio Fynbos luisteraars, dit is maandagoggend, 'n nuwe week wat voor ons lê en ons luister vanoggend uit die woord van die Here uit in Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Ek gaan hom vir jou in die Afrikaanse 53 vertaling lees en dan uit die boodskap vertaling. Hy sê, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die ander een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede, toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God in Christus julle vergewe het. En dan lees ons dit uit die boodskapvertaling uit, waar daar staan, moenie vir mekaar lieg nie. Wees eerlik met mekaar, want ons speel mos almal saam in dieselfde span van God. As jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waaroor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie. Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. As iemand 'n lewe gemaak het deur ander mense se goed te vat, moet hy dadelik daarmee ophou. En hy moet vir homself 'n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar genoeg oor hê om vir mense wat niks het nie te gee. Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jy iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig is en wat goed is om in alle omstandighede te sê en sê dit dan. Moenie die Heilige Gees wat God julle gegee het se hart seer maak nie. Dat die Gees in julle is die bewys dat julle aan God behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van jou sonde ontslae sal wees. Moenie toelaat dat jy bitter word nie. Beteel jou hiermeer en as jy dalk jou hiermeer verloor, moenie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moenie iets doen wat vir ander een sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed en laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, soos God julle foute oorgesien het, omdat julle Jesus in is. So selfbeheersing. Die vrug van die Gees wat ons van praat vanoggend is selfbeheersing. Vra dat jy jouself moet kan beheer, hier binne in jou. Jy moet dinge dieselfde daar uitsien as dit na buite oorkom. Anders is ons skynheilig. Wanneer ons iets na buite voorhou wat nie ooreenstem met wat binne in ons is nie, is ons oneg. Die probleem met skynheiligheid is dat jy net eintlik weet wat die ware feite is. Jy weet of jy eg is. Natuurlik weet God ook die volle waarheid. Hy weet of die geestelik lewe werklik so lewenskragtig is, soos ons veral dit in die kerkbanke wil voorgee. Hy weet of jy hier binne in jou regtig beheer het oor verkeerde begeertes. Selfbeheersing behoort 'n wesentlike deel van ons geestelike mondering te wees, net soos wat ons die wapenrusting dra. Selfbeheersing beteken meer as net dat jy jou lewe georden het, wat betref jou gebede en jou Bybelstudie of kerkbesoek, of omgee. Beteken ook dat jy sal omgee vir ander, jou huwelik, verhouding. Selfbeheersing of selfdissipline beteken ook jy het innerlike kontrole, dat jy dinge hier binne in jou onder beheer het. Jou innerlike lewe getuig daarvan dat sonde nie meer jou baas is nie. En as jy selfbeheerd is, het God se krag vrye toegang deur jou gedagtes, jou hart, jou lewe. En wanneer sonde dan op jou afstorm, weet jy hoe om agter Jesus te gaan wegkruip. Jy weet dan hoe om stil te bly as ander jou hiermeer begin opjaag. En jy weet ook hoe om jou oë in toom te hou, sodat dit nie in sonde wegdwaal nie. Hoe selfbeheerst leef jy, as ons vanoggend na dit alles kyk? Dan kan ek net iets sê, dat ons dien 'n God van wonders, wat werklik volmaak is,
En hoeveel keer ons hom nie dalk teleurstel nie, kan ons elke keer terugkom na hom toe en sê, Here, vergewe ons. En dat ons so sal lewe, hoe meer ons sê, Here, vergewe my, dat dit ons sal verander. Dat ons innerlike mens nie 'n kookpot van emosies is, al lyk ons uiterlik rustig nie. Is ons gespanne, is ons geïrriteerd, aggressief. Kraai sondige gedagtes nog koning die heeltyd in ons kop. Wel, dan het jy nie verniet vanoggend hierdie boodskap gehoor, dat jy moet leer om selfbeheersing toe te pas. En die vrug van die Gees praat van selfbeheersing, nie om ander te beheer en die heeltyd vir almal skuld te gee hoekom jy is soos wat jy is nie. Gee jou kop en jou gedagtes en jou hart vandag vir God, weer 'n keer. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Vra dat Heilige Gees jou skommelende emosies en daardie dwaalende gedagtes onder beheer sal hou. As jy nie jou innerlike mens onder beheer kan kry nie toelaat van dag tot dag dat die Heilige Gees oor jou diepste wese regeer nie, dan gaan ons geen geestelike verdieping of groei in ons geloof kan hê nie. En daarvoor kan ons net gaan en ons kan sê, Here, help my. Dankie Jesus vir u bloed vanoggend, dat ek kan vra dat u bloed my sal was, my sal reinig en my sal heilig. Jesus, dankie vir u liggaam vanoggend, dat ek dit kan inneem en dat ek kan vra, Here, genees my asseblief, waar ek nie selfbeheersing het nie. Amen.